Goeienaand almal en baie welkom by vanaand se Pinkstergeleentheid saam met Dr. Andrei Bartlett. Ons gesels vanaand oor die tema Wees soos Christus, maar voordat ek vir ons gaan open hierop met 'n gebed, wil ek julle ook net herinner dat ons wel kinderpinkster het tydens hierdie tyd. Benoni, Benjamin en Jubilaat het besluit om saam kinderpinkster ook aan te bied en daarom kan julle 4 uur elke middag die kinderpinkstergeleentheid ook op Facebook en YouTube kry. Dit was reeds vanmiddag, maar maandag, dinsdag en woensdag sal dit weer daar wees. So kry die kleintjies bymekaar, kry die laerskoolmaats bymekaar, mammas, pappas, oumas, oupas, sit julle almal sommer daar en kyk lekker saam na die kinderpinkstergeleentheid. Dis 'n voorreg om dit ook te kan doen in hierdie tyd. En dan sien ons uit na vanmiddag en vanaand se Pinkstergeleentheid. En ek wil graag vir ons net met 'n gebed open. So kom ons raak so rustig daar vir 'n oomblik en ook net bewus dat God by jou is daar waar jy is. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike geleentheid om so verwyder van mekaar by mekaar te wees. By mekaar in Christus, by mekaar in geloof, by mekaar in liefde. Ons sê vir U dankie dat ons vanaand kan luister na U woord. Wil U ons harte kom oop en ontvanklik maak en mag daardie woord in elkeen van ons se lewens plek vat. Ons loof U, Here, ons prys U in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Lekker saam kyk. Vriende, dit is vanaand die tweede geleentheid wat ek het om in hierdie Pinkstertyd met julle te gesels. Ons tema vir hierdie paar dae is gee julleself vir God. En dit is na aanleiding van Romeine 12 vers 1, waar Paulus dit vir die gelowiges in Rome sê, gee julleself aan God. Ons gids vir hierdie paar geleenthede in hierdie week is Paulus se brief aan die Romeine. En vanoggend het ons gesien dat Paulus die Christene in Rome daaraan herinner dat hulle God se mense is en dat hulle manier van lewe dit moet wys. En ook ons word daaraan herinner in hierdie week en wanneer ons hiermee besig is, herinner om in ons tyd en in ons omstandighede steeds te lewe as God se mense. Vir Paulus beteken dit om soos Christus te wees. God se mense moet soos Christus wees. Christus gelykvormig, sou ons kon sê. In Romeine 13 vers 4 sê Paulus, lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus. Wees soos Christus. God se mense lyk soos Christus. Vanaand lees ons uit Romeine 15, ons gaan van vers 5 tot 9 en dan ook vers 13 saam lees. Kom ons bid vooraf saam. Here ons God, ons word stil voor U. Ons gebed is dat U nou met elkeen van ons sal praat. Spreek, Heer, U kinders luister. Amen. Romeine 15 dan van vers 5 tot 9 en ook vers 13. En mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoediging, gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan julle almal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek bedoel dit, Christus het gekom om in belang van die Jode 'n dienaar te word. Hy moes vir hulle die waarheid van God bevestig, die beloftes wat die voorvaders ontvang het, waar te maak. Hy het ook gekom sodat die ander nasies God oor sy ontferming sou verheerlik. Vers 13 dan, mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Paulus lê in die Romeinebrief klem op Jesus as vredemaker. In die eerste plek is hy vredemaker want hy herstel die vrede tussen ons en God.
Ons lees in Romeine 5 vers 1, daar is nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. In Romeine 5 vers 8 lees ons, Christus het vir ons gesterwe toe ons nog sondaars was. En dan in Romeine 5 vers 10, toe ons nog vyande was, is ons deur die dood van sy seun met God versoen. Christus die vredemaker herstel die vrede tussen ons en God. In die tweede plek is hy vredemaker, want hy herstel ook die vrede tussen mense. En dis waarvan ons in Romeine 15 gelees het. Daar waar in vers 7 sê, aanvaar mekaar dan, soos Christus julle aanvaar het. En dan sê hy, julle wat mekaar moet aanvaar, julle is Jode en nie Jode. Julle is mense wat van mekaar verskil. Maar Christus het gekom om in julle almal se belang 'n dienaar te word. Jode en nie Jode. En daarom moet julle mekaar ook aanvaar. In die gemeente van Rome was dit een van die sake waarmee die gelowiges gesukkel het. Hulle het gesukkel om mekaar te aanvaar. Party van hulle het uit 'n Joodse agtergrond gekom, ander weer het 'n nie-Joodse agtergrond gehad, en dit het gemaak dat hulle oor sekere geloofsake ernstige meningsverskille met mekaar gehad het. Die verskille het gelei tot konflik en tot verwydering onder die gelowiges daar in Rome. En nou kom Paulus en hy herinner hulle dat Christus die vredemaker is. En dat hy ook die vrede tussen hulle kom herstel het. Christus herstel die vrede ten spyte van onderlinge verskille. Hy skep eintlik iets nuuts. Hy skep 'n band van vrede en eensgesindheid wat mense aan mekaar verbind. Ook mense wat in baie opsigte en oor baie dinge van mekaar verskil. Dis hoe Jesus is, 'n vredemaker, die vredemaker, die een wat die verskille tussen mense oorbrug, en mense help om in vrede met mekaar te lewe. En vriende, dis hoe ons ook moet wees. Vredemakers na die voorbeeld van Jesus. Gelukkig hoef ons nie die vrede met God te maak nie, want Jesus het dit reeds gedoen. Hy het ons reeds met God versoen. Hy het ons reeds vriende van God gemaak, al was ons eers vyande van God. Ons kan hierdie vrede maar net as 'n gawe uit die hand van God ontvang. Maar hierdie vrede wat ons ontvang, lê die verantwoordelikheid op ons om dit teenoor mekaar en teenoor alle ander mense uit te leef. Die verantwoordelikheid om na die voorbeeld van Christus self ook vredemakers te wees en al meer vredemakers te word. En nou is die vraag, hoe word jy soos Christus? Wat kan jy doen om al meer Christus se voorbeeld na te volg? In die eerste plek sou ek wou sê, wanneer jy moeite doen om die lewe van Jesus al beter te leer ken en al beter te verstaan. Lees die Bybel. Lees veral die evangelies. Kyk na Jesus se manier van lewe. Kyk hoe dat hy verskillende situasies en teenoor verskillende mense optree. Luister na dit wat hy sê en probeer verstaan wat dit vir jou en jou lewe beteken. En probeer dan om al beter te verstaan wat dit beteken om 'n navolger
volgeling van Jesus te wees. Fokus daarop om Jesus al beter te leer ken. Dan sal jy al meer soos hy word. Die tweede wat ek sou wou sê, op antwoord van die vraag, hoe word 'n mens meer soos Jesus, is om te sê, bly deel van die geloofsgemeenskap. Want vriende, die geloofsgemeenskap is die liggaam van Christus. Hoe meer jy deel van die geloofsgemeenskap word, hoe meer word jy deel van die liggaam van Christus. In die liggaam van Christus word jy al meer soos Christus. Hier leer jy om mense wat anders is te aanvaar. Mense wat anders as jy lyk, en anders as jy dink, 'n ander agtergrond as jy het. In die liggaam van Christus leer ons om mekaar te aanvaar. In die liggaam van Christus leer ons om met mekaar saam te werk. Al stem ons nie oor alles met mekaar saam nie. In die liggaam van Christus leer ons om vir mekaar en vir alle ander mense te wys hoe Christus se vrede lyk. Binne die geloofsgemeenskap word jy al meer soos Christus. In die derde plek sou ek wou sê, jy word al meer soos Christus as God jou al meer soos Christus maak. Romeine 12 vers 2 sê Paulus, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is. Laat God jou verander. Laat hy jou denke vernuwe. Laat hy jou al meer soos Christus maak. En dis mos ons tema. Gee jouself vir Christus. Gee jouself vir God. En hy sal van jou maak wat hy graag wil hê jy moet wees. Amen. Kom ons bid weer saam. Here ons God, dankie vir die Seun Jesus Christus. Dankie dat hy die vrede tussen u en ons kom herstel het. Dankie dat hy ons wat vyande was, vriende van u gemaak het. Dankie dat hy ons ook leer om vriende vir mekaar te wees. En dat hy ons ook leer om in vrede met alle ander mense saam te lewe. Here, help ons ook in hierdie dae om soos volgelinge van Christus Jesus te lewe. Maak van ons vredemakers, soos wat hy vrede kom maak het. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord.
the Lord of snow and rain. I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Vriende, mag die liefde van God en die vrede van Christus en die krag van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly, nou en tot in ewigheid. Amen.